Kom ons bid saam, julle. Here, dankie vir 'n oomblik waarin ons bewus kan wees van ons kwesbaarheid, maar ook dat dit oorskadu word, eintlik uitgedoof word deur die lig van u verlossing. En Here, ons kan so vasgevang raak in die flieks en die TV-programme se idee van wat verlossing is. Dat ons werk en dat ons 'n lysie moet byhou van dit wat ons goed doen en probeer dat dit meer is as die lysie van dit wat ons in ons kwesbaarheid ongehoorsaam is. En dankie dat dit verkeerd is, Here. Dankie dat U ons vanoggend herinner, ons behoort aan U. Dat U vir ons vashou. In ons ongehoorsaamheid, in ons menslike kwesbaarheid, in ons partykeer hardkoppigheid, in ons partykeer onbewustheid van ons tekortkominge. Laat U nie vir ons los nie. En dankie dat ons vanoggend na U woord toe kan kom met hierdie gedagte, met hierdie wete, dat ons aan U behoort. En dat as ons saam uit die woord lees, dat dit is soos om gewoon op ons pa se skoot te sit en te luister wat hy ons leer. Seën vir ons in hierdie oomblikke, bid ek in Jesus se naam. Amen. Ek wil jou nooi om vanoggend saam met my te lees uit 1 Timoteus, hoofstuk 1. In ons leesrooster wat ek min of meer probeer navolg in die prediking, in die woordbediening in ons gemeente, sodat ek ten minste uit al die tekste in die Bybel uitpreek en nie net al die wat ek van hou nie. Het ons die volgende paar weke Timoteus loopie. En dis goed en lekker. Ek het daarna gekyk na die verskillende tekste en ek sien uit daarna om vir die volgende 2-3 Sondae saam met jou Timoteus te lees. Timoteus het 2 briewe in die Nuwe Testament. En die briewe staan bekend as een van die pastorale briewe. 1 en 2 Timoteus en Titus, wat gerig is aan individue en spesifiek mense wat leiers was in gemeentes. Timoteus en Titus, Timoteus was 'n jong leier, Titus was 'n jong leier in spesifieke gemeentes. Filemon, wat ons laasweek gelees het, is eintlik ook 'n pastorale brief, want dit is nou nie aan die spesifieke leier van die gemeente gerig nie, maar 'n leier wat 'n besondere rol gespeel het in die gemeente. Die geleerdes stoei lekker oor, het Paulus Timoteus geskryf, of het hy nie Timoteus geskryf nie, daar's 'n lekker gesprek aan die gang. Dis vir my maklik om gewoon van die uitgangspunt uit te gaan, dat dit Paulus is, wat in hierdie persoonlike verhouding wat hy met Timoteus het, Timoteus wat 'n besondere rol in sy bediening gespeel het. Timoteus was die keer toe hy uit die dorp uit gejaag is en met stokke geslaan is, was Timoteus as 'n jong seun saam met sy ma en sy ouma daar om Paulus te versorg, dat hy weer gesond kan word. In die eerste brief aan Timoteus skryf Paulus waarskynlik uit Macedonië uit, dis 'n deel van Griekeland, wat 'n leidraad is dat hy waarskynlik 'n vierde sendingreis dalk voltooi het, wat ons nie meer regtig van hoor in die teks as hier nie. En die tweede brief van Timoteus kom uit die tronk uit, waar hy reeds gevange geneem is, en die brief aan Titus, waarskynlik, en Filemon, het ons laasweek gehoor, het hy vir Onesimus in die tronk ontmoet. Nou, Timoteus het groot geword op Lystra. Nou, miskien kan jy vir my daai volgende prentjie gee, Peer, net om 'n idee te gee. Daar is die wêreldkaart van die Middellandse See lande, en daar sien jy vir Turkye, en dan het ek so 'n kaartjie uit Turkye uitgehaal, Paulus se eerste sendingreis, die wit kaartjie. Hy is eers Cyprus toe, op Cyprus, Handelinge 14, 13, 12, 13, 14, eers op Cyprus, en toe is hulle met die skip oor, toe het hulle skip gesink, en hulle is opgepik, en toe het hy die klompie gemeentes wat daar op die lys is, sal jy sien, Antiochia, Iconium, Lystra, Derbe, en Pamfilia, en Perga, is die klompie gemeentes wat hy by aangegaan het, sy eerste sendingreis, en toe is hy terug na Antiochia toe in Syrië.
So Timoteus was eintlik as jong seun al blootgestel in die evangelie. Sy pa was 'n Griek, sy ma was 'n Jodin. Baie in die Middellandse Seelande, die Jode hulle eie gemeenskappe gehad, waar baie keer het Joodse meisies met Griekse burgers of Romeinse burgers getrou. Sy was met ander woorde 'n Joodse Christen, sy's 'n Jood wat Jesus as verlosser aanvaar het. So sy ma Eunice en sy ouma Lois. Ons lees van hulle in Handelinge 16. En toe Paulus vir sy tweede sendingreis in Lystra aankom, het hy vir Timoteus saamgevat. Dus Timoteus saam met hom op die reis as deel van die geselskap. As hy hierdie brief skryf, geef my daai volgende skryf asseblief, Peer. Druk net nog 'n knoppie, ek dink net sien of daar iets gebeur. Yes. Is Timoteus die predikant in Efese. Ek gebruik nou die woord predikant losweg. Die geestelike leier of die leier van die gemeente, hulle het nie elke sondige teks gehad waar hulle gelees het nie. Hulle het die woorde van Jesus en die apostels gehad, en dan in hierdie tyd miskien 1 of 2 of 3 briewe in die Ou Testament. So Timoteus was 'n jong geestelike leier in Efese, waar Paulus sy eerste disippelskapskool gehad het. En Timoteus was waarskynlik in daardie skool. So 'n bietjie agtergrond vir die week of 3 wat ons gaan saam reis. Kom ons lees die teks terwyl ons so die kaart voor ons het. Hoofstuk 1 vers 12 tot 17. Teenoor Christus Jesus, ons Here, is ek dankbaar. Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel. Al het ek hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Maar God was genadig teenoor my, omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. Kwesbaar, nie? Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde, wat ons deel is in Christus Jesus. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juist daarom was God my genadig, sodat Christus Jesus aan my as die grootste sondaar al sy verdraagsaamheid sou betoon, en ek 'n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in hom sou glo, om die ewige lewe te verkry. Aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons gaan nou iets spesifiek sê oor die teks. Kom ek kom net by die tema. Jy kan my nog enetjie aangaan asseblief, Peer. Wat bedoel ek met, jy sien net op die lys nie, jy gaan deur na die lewe. Almal van ons was al ergens op 'n lys. En mens kry verskillende spanlyste. Jy kry 'n partytjielys. Ek dink daai eerste prentjie is so partytjielys. Wie kom almal saam? Wie kom na my 60ste verjaarsdag toe? Die partytjielys. Mens kry 'n spanlys. Die van julle wat op skool sport gedoen het en later sal weet, ergens draf 'n ou na die bord toe. Die meneer sal afkondig, aandag alle onder 13 rugbyspelers of hokkiespelers of tennisspelers. Die spanlyste vir die naweek is op die bord. En dan as die pouse aanbreek, dan storm, dan kan jy nie daar deur die tonnel kom waar die lyste is nie, want almal wil kom kyk, is my naam op die lys. Rugbyspelers wil weet, is ek nommer 1 tot 15? As ek nommer 16 of verder is tot 22, dan is ek sommer depressief. En as ek nie daar is nie en ek is op die B-span, dan is ek nog meer depressief. Dan gaan ek na die afrigter toe in die eerste periode en ek gaan sê vir meneer, wat het gebeur? Ek wil graag op 'n lys wees. Nou die dag met 'n vrou gepraat, ek het julle laasweek vertel, wat gesê het, sy's al 15 jaar op die lys vir 'n huis in Johannesburg, waar hulle eers gewoon het. Hulle woon nou hier in Clarence, en ons is besig om geldjie bymekaar te maak vir hulle om 'n 3 slaapkamer huis te kry vir 11,000. My lekker, 'n goeie prys. Ek sal ook daarin belangstel. Toe sê ek van, maar jy weet,
praat 'n bietjie uit oor die erwe en die goed. En toe sê sy, ag, sy stem nie regtig mee nie, want sy wag al so lank. Sy is so lank op die lys. Ons dink baie keer dat om Jesus te volg is soos om op die lys te kom. As ek net op die lys kan kom. As my naam net op die lys is. As die name afgelees word aan die einde. As ek by die Here aankom in die hemel en hulle blaai deur die boek van die lewe dat my naam tog net op die lys is. En dit is op 'n manier 'n halwe waarheid. Want as jou naam op 'n lys is, 'n regte lys, 'n partytjie lys of 'n spanlys, gebeur daar iets nog by dit. As jou naam op die lys is, kry jy uitnodiging. Of jy word geroep vir iets. Jy is nie op die lys sonder die ding wat daarop volg nie. En wat ons sien in hierdie teks van Paulus, op 'n manier is hierdie stukkie wat ons gelees het, Paulus se persoonlike getuienis van wat God met hom gedoen het. So ek het die teks so 'n bietjie gemerk, dankie Pierre, ek kan my nog eenetjie aanskuif. Ek het die teks so 'n bietjie gemerk. Die geel is min of meer wat hy sê oor wie God is en wat God vir hom gedoen het. En die pers en die groen is wat hy was, sy kwesbaarheid, en die pers is wat God vir hom gedoen het. Teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar. Getuienis begin altyd met dankbaarheid. Gewoonlik het ons in 'n getuienis 45 minute van al die sonde wat ek gedoen het en dan 5 minute van hoe God my gered het. Getuienis begin met ek is dankbaar. Ek is dankbaar oor God. Hy het my krag gegee, en my betroubaar geag. Hy het my betroubaar geag, op die lys gesit en krag gegee wat dit beteken om op die lys te wees. Al was om my in sy diens te stel. Al het ek hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Hy praat oor die tyd toe hy Christene vervolg het. Hy bely sy kwesbaarheid, hy verstaan sy gebrokenheid, dankbaar teenoor die Here, maar bely sy kwesbaarheid. Maar God was genadig teenoor my, genadig, omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie, kon dit in pers of in groen gemaak het. My ongeloof het ek nie geweet wat ek doen nie. Partykeer is ons van die Here se pad af omdat ons nie weet wat ons doen nie. En ons is ook nie bereid om te sê ons weet nie wat ons doen. Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde. God gee ons geloof. God gee ons die liefde vir ander. Wat ons deel is in Christus Jesus. As ek aan Jesus behoort, is ek op die lys en ek kry by God goed vir die pad, vir wat dit beteken om op die lys te wees. Dis 'n betroubare woord, kan sonder voorbehoud aanvaar word. Wat is hierdie betroubare woord? Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos, om mense te red, om mense kinders van God te maak. Johannes 3 vers 16. Almal wat hom aangeneem het, het die reg gegee om kinders van God genoem te word. Ons behoort aan God, het ons nou gesê in die erediens. Van hulle is ek die grootste. Waarskynlik nie waar nie, maar hy beleef sy kwesbaarheid op daai manier. Maar juist daarom was God my genadig, sodat Christus Jesus aan my as die grootste sondaar al sy verdraagsaamheid sou betoon en ek 'n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in hom sou glo. Hoekom is ek op die lys? Hoekom het ek genade ontvang? Sodat ek iets kan verteenwoordig, 'n voorbeeld kan wees aan hom wat vir ewig koning is. En dan is daar die dank in sy getuienis. Dankie, ek is so dankbaar vir God wat my gered het en my nuut gemaak het ten spyte van myself. En ek wil hê jy moet vanoggend dit vat vir jou, nie net as woorde wat ek sê nie, maar vat dit vir jou. Wees eerlik oor jou kwesbaarheid. Wees eerlik oor jou onvermoë. Wees eerlik oor jou partykeer hardkoppigheid of jou ongehoorsaamheid. Wees eerlik daaroor. Moenie daarvan wegkyk nie. Kyk dit in die oë. Maar kyk dit in die oë met die wete dat God hierdie ongelooflike genade aan jou bewys het. So, in hierdie teks sê Paulus 'n paar goed wat ek dink ons moet saamvat. Die eerste ding is, ek is gered in Christus Jesus. Partykeer is ek bang ons vergeet wat dit beteken om verlore te wees.
Partykeer is ek bang, omdat die Heilige Gees in ons woon, al is dit nou net in die buitekamer of in die spaarkamer, beleef ons God se teenwoordigheid in ons hart op 'n manier wat heeltemal anders is as iemand wat God nie ken nie, en skielik in 'n krisis beland en reddeloos voel. Ek het vergeet hoe dit is om reddeloos te voel, want God se Gees woon in my. Het ons nou gesing ook. Want ek is gered. Terwyl ek voorberei, onthou ek die gebeure wat die vliegtuig daar in New York in die rivier geland het. Toe albei die engines uitgegaan het met voëls wat in die engines ingevlieg het. En die kaptein en die onderkaptein of assistentkaptein of medevlieënier het dit reggekry om in die rivier te land in New York, en op 'n wonderlike manier die vliegtuig bly dryf en bote het gekom en hulle het almal gered. En ek sit en dink terwyl ek voorberei, hoe moes dit gevoel het vir die mense wat gereed was om dood te gaan? Besef het hulle, dit is die einde. Om in die ysige koue water van die vlerk af te spring en deur 'n boot opgetel te wees, met daai hempie wat hulle vir jou sê, as ons in die water beland, moet jy hierdie hempie aantrek wat onder die sitplek is. Altyd as ek dit hoor op 'n vliegtuig, dan dink ek, ja, dankie vir dit, maar ek dink nie dit gaan eers nodig wees nie. Ons sal nie asemhaal as ons. En hierdie mense het hulle dryfbaadjies aangetrek en in die water beland en is opgepik. En ek wonder wat gaan deur daai persoon, of het deur daai persoon se kop gegaan, toe daai groot boot wat daar oor die rivier reis gewoonlik met passasiers wegry van die vliegtuig af. En hy besef, die fliek wat daarvan gemaak is The Miracle on the Hudson. Dis die Hudson rivier in New York. Is dit nog vir jou, soos vir Paulus, 'n wonderwerk dat jy weet, ek behoort aan Jesus? Daar is niks wat my van hom sal skei, soos die liedjie sê. Is dit nog vir jou 'n wonderwerk? Is dit iets waar jy, as jy daaroor dink, dat daar 'n emosie by jou kom van dankbaarheid? Tweede ding wat Paulus sê, wat ons moet saamvat is, as hy gered is hy bekragtig. As jy gered is jy bekragtig. As jou naam in die boek van die lewe verskyn, is jy bekragtig vir jou lewe hier op aarde as gelowige. God het hom gered en geroep. Hy is nie anders as enigiemand anders. Hy vertel dit nou vir Timoteus. Hy sê vir hom, Timoteus, net soos jy sê dit vroeër in Timoteus, moenie jou genadegawes laat gaan nie, jy's geroep. Bly by wat jy geleer het toe jy jonk was, jy's geroep. Jy's nie net gered nie. Dis deel van dieselfde ding. Ek het laasweek die voorbeeld gebruik, as jy in die Springbokspan ingesluit word of in enige span, kan jy nie net in die kleedkamer wees voor die wedstryd, jou trui kry en jou nuwe rugby skoene en jou nuwe broekie en alles wat jy het en alles jy's op die lys, en as die fluitjie blaas in die gang, as die skeieregter sê dis tyd vir die wedstryd, dan gaan jy huis toe. Sê vir die afrigter baie dankie, die spanpraatjie was baie inspirerend. So dankbaar daarvoor. Ek voel sommer baie beter hieroor. Ek hou julle dop op die TV van die huis af, hoor. Ek het 'n klompie vriende genooi. Ek meen, hoe belaglik is dit? As jy op die lys is, as die fluitjie blaas, speel jy. As jy op die lys is vir 'n huis in 'n wêreld wat nie korrup is nie, gaan daar 'n oproep kom. Hierdie vrou, ma van 'n jong tienerseun, het gesê, ek is moeg gewag aan die oproep kom nie, ek is op 'n lys, maar God werk nie so nie. God sit jou op die lys, God maak jou deel van sy familie, en hy roep jou, hy bemagtig jou. Jesus kom oor jou pad, en jy hoor sy stem, en hy bemagtig jou, en hy stuur jou, wat sê Paulus, sodat ek 'n voorbeeld kan wees vir die wat na my kom, wat nog moet glo. So, op die lys, ek het laasweek gesê, as ek nommer 6 aantrek,
Die nommer 6 wat gedra is deur Wal Bartman, deur beroemde springbokke. En my naam is Sia Kolisi en ek trek nommer 6 aan. Gaan dit nie oor die naam op my rug nie. Dit gaan oor die teken op my bors. Ek is geroep om dit te verteenwoordig waarvoor ek op die lys is. En dan natuurlik die derde ding is hier's 'n klomp kontraste in die teks. As jy kyk na die groen dele, Paulus sê ek is die grootste van alle sondaars. Ek het God beledig en belaster. My kwesbaarheid is baie sterk in die spotlight, in die ligkol. My dwaasheid is ek baie diep van bewus. As God my gered het en geroep het en hy my stuur op sy lys, weet hy wie ek is. Ek hoef nie voor te gee nie. Kerk het op 'n manier 'n plek geword waar ons voorgee. Ons kry diep swaar, maar ons kom kerk toe en ons gee voor en ons hoop iemand kyk in ons hart in. Paulus sê nee, ek is gewoon wie ek is. In my dwaasheid, in my gebrokenheid, is ek Matthew loop en val motswara toe. Die wat oud genoeg is sal van Matthew onthou. Matthews loop en val motswara toe. Hy het die 1500 en die 3000 meter gehardloop en het altyd gelyk of hy enige oomblik gaan val op die grond. Hy het so hardloopstyl gehad. Here, ons leef so, u weet dit. Ons val die hele tyd vorentoe. Ons wil vorentoe val, ons wil nie terugval nie. Wil die kant toe val. Ons val vorentoe. Beleef jy dit of vergeet jy daarvan dat jy op die lys is, God jou geroep het om hom te volg en dat hy jou stuur sodat jy vir hom kan leef. Dis een beweging. Dis Paulus se getuienis. En wanneer ons kyk na ons gemeente se roeping, dankie Peer, dan is dit eintlik wat dit weerspieël. As ons praat van ons gemeente se roeping en gestuurdheid, beteken dit nie dis iets wat die kerkraad moet weet of dis iets wat die dominee oordink nie. Dis God se roeping vir elke mens in hierdie geloofsfamilie. En ek loop ons roeping raak in hierdie teks. Ons het eintlik ander tekste wat die Here vir ons gegee het vir ons roeping. Gered, geroep, gestuur, dis die beweging. Dis een beweging, dis nie twee bewegings nie. Dis nie 3 bewegings nie. Ek kan nie op die lys wees en as my nommer getrek word sê, nie nou vir my nie, dankie. God het ons ingesluit in sy reddingsplan en daarom het hy vir ons geroep om disippels te word en daarom het hy vir ons gestuur om disippels te maak. Onder die onderste pyl, onder daai beweging. Ons is geroep tot kindskap. Ons is geroep om disippels te word. My teks het so 'n bietjie rondgeswerf op die bladsy om een of ander rede. Om disippels te word, sodat ons disippels kan maak. 'n Liefdevolle huis. Want ons is ingesluit as kinders in God se huis. Is jy 'n liefdevolle huis vir mense? Ek was al baie by van ons lidmate wat hulle vir my sê, "Skus, dis gaste." Ons het tientalle gastehuiseienaars in ons gemeente. Skus, dis gaste. En dan, goeiemiddag. Skus, dis gaste. Hulle moes eintlik al 2 uur gebel het. Nou bel hulle nou eers. Jy weet mos hoe gaste is. Goeiemiddag. Gaan dit? Nee, baie welkom. Nee, ek verstaan. Nee, baie welkom. Hoorie, nee, dis reg. Hier is jou nommer, waarmee jy inkom. Ek gaan julle nou daar sien. Maak julle so lank tuis, ek sien julle daar. 'n Liefdevolle huis. Is jy 'n liefdevolle huis vir mense wat oor jou pad kom? Is jy 'n verwelkomende gastehuis eienaar vir die mense wat op jou drempel kom in jou lewe? Of is jy 'n norsdik bek? Is jou lewe op die rots Jesus Christus? Want ons is nie net gered nie, ons is geroep om Jesus te volg. En die rots in ons gemeente se manier van verstaan hoe die Here ons roep, is God se woord en gebed en aanbidding om saam te wees in die erediens en om Jesus te volg en dis al die goed wat ons nader aan Jesus bring. Paulus sê dis vir my so wonderlik om Jesus te volg.
Dit het deel van my lewe geword. Die vraag vandag is dit nog waar van jou, dat jy graag tyd spandeer in die woord, tyd spandeer saam met Jesus. Leef met Christus voor oë. Moeite doen om geestelik te groei, dat jou voete stewig op die rots kan wees. Want die rots is onveranderlik. Wat sê Paulus? Hierdie is 'n betroubare woord. Hierdie is 'n betroubare woord en ek kan dit absoluut vir jou aanbeveel. Dis die rots waarop ons staan. Jesus is die Here. Hoe ver of hoe naby is dit aan jou in jou lewe? Dis 'n goeie vraag. En gestuur met 'n hart vir die wêreld. In ons kerk het hierdie deel van ons gestuurdheid het 'n slegte naam gekry. As ons baie keer met mense wat Afrikaans praat en ons sê jong, jy moet 'n hart hê vir die wêreld, dan klink dit ons sê jy moet 'n hart hê vir die armes, of 'n hart hê vir mense van ander kulture, of 'n hart hê vir dit en 'n hart hê vir dat en vir dit en vir dit. Dit is ook dit, maar dis nie net dit nie. Want dis 'n natuurlike beweging van my roeping is om gestuur te wees. Met 'n hart, met 'n gevoel, met 'n omgee vir ander, wie dit ook al is. Om lief te wees vir mense, om mense as ek hulle op die lewenspad ontmoet, by hulle te kan inhaak en saam met hulle te kan stap. En party mense is moeiliker as ander. Jy kry harde, ongelowige mense wat jou kritiseer en wat vir jou moeilikheid gee. Ek het so 'n vriend in die Kaap. Hy sê hy's 'n agnostikus, maar hy's eintlik 'n ateïs. Hy's 'n vriend van my, ek is lief vir hom. As hy siek word, bel ek hom, ek sê moet gaan uit. En ek is daai stem wat hom herinner en vir hom sê, daar's ergens 'n plek waar jy die Here gaan ontmoet. Maar as ek in die Kaap by Junie maand se verlof is, dan gaan ek by hom kuier. En hy vra altyd vir my moeilike vrae en hy stuur vir my op Facebook, stuur hy vir my sulke moeilike artikels aan en so, wat sê jy hiervan? Dan bel ek hom en sê, kyk, jy weet mos ek gaan nou nie 2 dae vat om vir jou 'n ding terug te skryf wat jy kan rondstuur nie. So praat met my. Moeilik. Maar die Here vra, het ek 'n hart vir Bernard? Het ek 'n hart vir hom? En dis 'n vrou, die sielkundige wat meer New Age en hippierig is as wat ek ooit in my lewe gesien het, wat altyd in haar tuin is en feetjies plant. Het ek 'n hart vir hulle? Want dis wat Paulus hier sê. Dis wat God vir ons sê. Dis Paulus se getuienis. Die Here het my gered. Terselfdertyd het hy my geroep. Terselfdertyd het hy my gestuur. So of jy 'n kospakkie help pak vir mense wat dit nodig het, of jy 'n kospakkie uitdeel, of jy ergens 'n paar rand afknyp, en of jy ergens net tyd maak om na iemand te luister. Net belangstel in iemand. Dis God se roeping aan ons in hierdie wêreld. Nou mag dit wees, vriende, dat ons as geloofsfamilie al hoe meer en meer lyk soos die Here ons geroep en gestuur het. Dis die hart van die woord. Dis nie iemand se idee nie, dis die hart van die woord. Ons is gered, geroep en gestuur. Elkeen van ons. En hoe kry ons dit reg dat ons gemeente so lyk? Ons gee nie om nuwe verf en sit prentjies op en praat anders en lyk anders nie. Elkeen van ons word anders. En soos ons anders word, begin hierdie geloofsfamilie lyk soos die roeping wat die Here vir ons gegee het. Jy mag dit wees dat jy vanoggend Paulus se getuienis hoor. Jy mag dit wees dat hy jou inspireer om weer nie te dink oor jou redding, oor jou kwesbaarheid, oor die gawes en die genade en die krag wat die Here vir jou gee. Nie net om hom te volg nie, maar om 'n voorbeeld te wees, om die liefde van Christus te deel met ander. Op elke manier wat jy kan. En dis hoekom ons op 'n Sondagmiddag in die kerksaal besig is met disippels maak disippels. Die kursus wat ons hierdie jaar begin en volgende jaar weer gaan hê. Om ons gemeente te help om te kan getuig. Om Jesus te kan leef. Om disippels te maak. Dis al. Stap op die roeping wat God vir ons gegee het. Kom ons bid. Here, baie dankie vir hierdie woorde hier in hierdie teks. Dankie vir Paulus wat so kragtig, eenvoudig, sonder omhaal van woorde sê ek is niks, maar ek is alles in Christus.
Behalwe dat ek alles is, behalwe dat ek op die lys is, het hy my bemagtig, het hy my toegerus, het hy my geroep om hom te volg en lief te hê en te groei en sterk te word, sodat ek sy liefde kan uitleef aan ander. Onbevange. Sodat as mense met my te doen kry onder by die spar of by die garage of waar ook al, dat hulle kan wegstap van my af en sê, dit is anders, iets is anders hier. En Here, lei ons het nou gesing, lei my, leer my, maak my. Ons bid dit ook in Jesus se naam. Amen.